Kinders het spesiale drome vir hulle lewens. Kyk, kinders droom groot. Anders as groot mense. Hulle wil glo dat hulle enigiets kan doen. Hulle kan staatspresident word, hulle kan Springbok rugby spelers word, hulle kan ruimtetuie vlieg. Maar soos tyd natuurlik aangaan, kom ons agter dat ons drome nie presies gaan waar word soos wat ons gehoop het nie. Ek bedoel, ek is 42 en ek het al 'n lekker boepensie. So ek dink nie Heineke Meyer gaan na my kyk vir die Springbokspan nie. Maak nie saak wat sy ou man hy nou so daar kies nie. My kanse is klaar. En dan gebeur die normale, ons pas ons drome aan en ons aanvaar dat drome anders sal uitwerk as wat ons gehoop het. Maar dan is daar 'n ander soort aanpassing wat soms in mense se drome kom. Iets verskriklik gebeur met jou. Jy kry baie seer. Iemand los jou huwelik eindig, 'n kind gaan dood. Of iemand anders doen iets aan jou wat onherroepelik jou droom uitmekaar laat val. Of nog erger, jy doen iets aan jouself. Wat dit laat lyk asof jou droom in geen vorm meer kan waar word nie. Dis net stukke en al probeer jy die stukke bymekaar plak. Is dit vir jou duidelik dat niks weer hierdie droom so mooi kan maak nie. Iets is onherroepelik verwoes en verniel vir altyd. Dit laat my dink aan die verhaal van Josef. Josef wat 'n jongste kind was, het die drome gehad dat sy ma en pa en al sy broers voor hom sal buig en hom aanbid. Ek praat nou van 'n naïewe en kom ons wees nou eerlik, selfsugtige droom waarin hy die hero sou wees vir almal. Natuurlik sou baie hom net aflag of afjak, maar in Josef se geval het dit slegter uitgedraai. Sy broers het hulle so vervies dat hulle besluit het om hom in 'n put te gooi, laat hy daar doodgaan. Nou terwyl Josef onder in 'n put lê sonder dat enigiemand weet wat van hom geword het, is ek seker dat daar het baie min van hierdie droom oorgebly. Na alle waarskynlikheid sou hy doodgaan daar van honger, wat kilometers daarvan af is om 'n hero te wees vir almal. Of as hy gelukkig is, sou iemand hom daar vind en verkoop as 'n slaaf, wat inderdaad toe met hom gebeur het. Nog verder van sy droom af is hy in 'n vreemde land, weg van sy mense af, as 'n slaaf. Dinge het 'n tydjie beter geraak vir hom, maar terwyl hy daar was in 'n vreemde land, is hy aangekla van seksuele teistering deur iemand en is hy in die tronk gegooi. Ek dink min mense sou hom kom oortuig dat enige van sy drome sou kon waar word. Tog ken ons almal die einde van hierdie storie. Josef word bevorder in Egipte en wanneer daar 'n hongersnood kom in Israel, word sy broers gestuur na sy land toe om kos te gaan soek. En na 'n klomp drama eindig die storie waar die familie voor hom buig en hy tot redding is van die hele Israel. Josef se drome word waar. Alles daarvan, maar dalk het sy drome bietjie anders begin lyk. Van 'n egosentriese droom waar hy maar net die Here is, het God sy naïewe drome wat aan stukke was, weer bymekaar gesit om 'n prentjie te vorm. Nou hierdie prentjie lyk amper soos die oorspronklike droom, maar het heeltemal 'n ander atmosfeer daarin. Dit skuif Josef van 'n spoiled brat na iemand wat die simbool raak van 'n redding vir hongersnood. Ek bewonder mense wat kuns kan doen.
Ek self kan nie as 'n prentjie teken nie. Stokmannetjie is vir my 'n hoë prestasie te bemeester. Maar daar's 'n kunsvorm mosaïek. Mosaïek is die vermoë om 'n klomp deeltjies, soms fragmente, soms stikkende stukke van 'n vorige voorwerp op 'n nuwe manier te rangskik, dat dit 'n wonderlike, pragtige nuwe beeld skep. Mosaïek se onderstukke is nie altyd mooi nie. Dis baie keer net stikkende gemors. Maar as daar goeie kunstenaars kan hierdie stukke bymekaar bring en 'n wonderlike prentjie maak. Maar die ander ding van mosaïek is jy sien nooit die mooi van mosaïek as jy te naby staan nie. Wanneer jy terug staan en verder staan, vorm dit 'n pragtige beeld en kan jy sien hoe die stukkies bymekaar kom. Maar terwyl jy te naby in die projek staan, lyk dit net na skerp stukkies wat jou stukken kan sny. Drome wat aan skerwe lê, is nie noodwendig verby nie. Dit mag dalk net op 'n totaal nuwe manier bymekaar kom. Wat jy egter moet besef, is dat jy kan nie verwag om te sien hoe die finale prentjie gaan lyk, terwyl jy nog net na die stukkie staar nie, terwyl jy nog te naby daaraan staan nie. Dan is dit net pynlik en verlang jy na die vorige vorm van jou droom. Nou hoe jy gedroom het goed kan lyk. Die triek van hierdie storie is om eerlik te wees met jouself. Dis nie lekker as iets aan skerwe lê nie. Dit maak seer. Dit verander alles. En jy kan nie verwag om altyd goed daaroor te voel nie, net soos wat jy nie kan verwag om te sien hoe die uiteinde gaan gebeur nie. Die antwoord op drome lê in vertroue in die kunstenaar. Nie in jou vermoë om te sien hoe goed gaan uitdraai nie in jou strategie wat jy vorm of jou antisipasie van hoe die stukkies nou weer moet bymekaar kom nie, maar 'n rustigheid wat jy het in jou vertroue in die kunstenaar. Sonder dat jy kan sien wat hy doen, sonder dat jy oor sy skouer loer, te weet dat hierdie kunstenaar wat besig is met jou lewe, is briljant en dis ook hy wat die oorspronklike drome in jou hart geplaas het, net soos Josef. Nou, net soos Josef mag jou drome dalk nie in dieselfde vorm uitkom as wat jy aanvanklik geglo het nie, maar dalk is dit so dat daar iets heilig is aan ons kinderlike drome. Dat dit God geïnspireerd kan wees. Dat die onderelemente van ons naïwiteit op die ou en tog weer bymekaar kan kom in 'n wonderlike nuwe beeld. Ek weet nie wat al met jou gebeur het in jou lewe nie. In my eie lewe kan ek vir jou sê, het goed met my gebeur, wat my lewe totaal uitmekaar laat val het. En in daai toestand van gebrokenheid, het ek geen meer hoop gehad nie. En verseker nie 'n kans gehad om 'n uitkoms te sien nie. Maar op die ou end kon God dinge weer bymekaar sit op 'n wonderlike manier, op 'n manier wat ek nooit kon sien kom nie. En kon hy dit weer vorm in 'n beeld. En daai beeld het die elemente van my, maar dit het 'n nuwe rigting en dit het 'n nuwe manier. Daar sal tye in ons lewens kom wat ons hoop verloor. Wanneer ons net stukke sien en geen hoop meer het nie, mag jy die genade hê om in jou donkerste uur jou oë te vestig op die kunstenaar eerder as die stukkies. Kyk, ek maak alles net, jou grootste las en seer. Kom sien dit deur jou pa se oë. Wil hê jy moet verstaan, in my is jy
wat jou weer